Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Wat 'n propvol week was dit nie. Ons het gesels oor die gesondheidsvoordele van kojawels en hoekom produsente Suid-Afrikaners aanmoedig om die plaaslike vrug weer te ondersteun. Ons het ook meer gehoor oor die Afrikaanse Taalraad se Vrouedag paneelgesprek en ontdek hoe klankterapie kan help om meer balans en rustigheid in jou lewe te bring. Verder het die cricketster JJ Basson sy indrukwekkende 10-paaltjie vertoning met ons bespreek. Die Mzansi Youth Choir het vir ons 'n voorsmaakie van hulle nuwe produksie gelewer. En Rian Benari het kom kuier met sy treffende nuwe enkelsnit Lof. Wanneer laas het jy 'n kojawel geëet? Kojawels is een van Suid-Afrika se voedsaamste vrugte, maar al hoe minder mense koop dit. Produsente doen nou 'n ernstige beroep op verbruikers om weer kojawels vars en verwerk te ondersteun. Ek het hierdie week met Jacques Jordaan, uitvoerende hoof van die Kojawelprodusente Vereniging gesels om meer uit te vind. Ek dink ons is albei so opgewonde oor die kojawel, ons kan nie wag om te praat daaroor nie. So ek dink kojawels is basies 'n seisonale vrug in Suid-Afrika, hoofsaaklik in die Wes-Kaap geproduseer. Enigiets van Porterville, Wellington, Parel, Kraaifontein en dat is 'n klompie kojawels daar in die Mosselbaai area. So enigiets van April tot kom ons sê September, Oktober word ons kojawels gepluk. En dis gewoonlik in die winter. So ek dink hoekom mense kojawels moet eet, verseker is omdat hy seker 3 keer die waarde van Vitamine C van lemoene het. So hy is ongelooflik Vitamine C ryk. So ook yster, is die vrug met die hoogste yster-inhoud. Vesels is ook baie sterk. So dit is regtig baie goed vir jou gesondheid van babietjies tot ou mense. Tradisioneel het ons altyd die geblikte kojawel Sondag geëet. En dit is seker nog vir ons Suid-Afrikaners een van die lekkerste goeders wat daar is. Die probleem is ons koop net nie, ons dink net nie meer. Ons dink almal snacks, ons wil vinnig net gou 'n plan maak. En ek dink dis waar ons kojawelboere ook 'n beroep doen op ons verbruikers en sê ondersteun ons. Ons is nie noodwendig so 'n groot kommoditeit op die markte nie. Ons het so 515 hektar kojawels, maar dis een van die gesondste supervrugte wat daar is. En terwyl jy op die rak is, kyk na hom, gebruik hom. En daar's verskillende maniere hoe jy kan gebruik. Jy kan hom opsny en vries in die slaaië gooi. Jy kan 'n geblikte kojawel kry en hom vars eet. Ek dink ek vat so iets soos 4% verloor jy van 'n kojawel, so jy kan die hele kojawel eet. En ek dink met die kinders en die kleintjies kan jy dit puree ook maak en vries. Jy sien, daar's baie meer as wat ons nou net dink aan die Sondagmiddag na ete puddingkie. Maar wat sê is die langtermyn gevolge van hierdie lae aanvraag op hierdie stadium vir die plaaslike produksie en die ekonomiese volhoubaarheid as 'n ou nou sien dat kojawels nie meer so 'n aanvraag is nie? Ja, ek dink natuurlik het produsente, dis wyndryf areas waarvan ons nou praat, so dis 'n werkskepping basies in jou wintermaande. So wyndrywe word geoes in die somer en bewerk jy in die somer en lentemaande. Wintermaande het jy stiller tye gehad. So kojawels pas natuurlik in daarbey en basies hou jou mense besig in die wintermaande skep werk. So sodra ons kojawelbedryf kleiner raak, ons is deel van 'n gediversifiseerde bedryf, maar jy gaan definitief werksgeleenthede daarby inboet net om mense besig te hou reg deur die jaar. En ek dink dis kojawel se rol wat basies op in ons boerderyomgewings is. Nou ja, ek dink ons moet onsself spoedig haas na 'n winkel of 'n mark waar kojawels vars is en dan kan ons net weer lekker eksperimenteer en die wondere van 'n kojawel geniet. Dis reg. Ek dink ons het ook baie dankie vir die inloer vanmôre en van hierdie kojawel, ek gaan nou verseker maak dat ons môreoggend se koppie koffie met 'n kojawel gaan vervang. Wat gebeur wanneer groot idees om 'n kombuistafel begin en uiteindelik die raadsaal bereik? Dit is die vraag waaroor die Afrikaanse Taalraad in samewerking met die ATKV, die Dameskring en die Atterbury Trust tydens vanjaar se Vrouedag paneelgesprek in Pretoria gaan besin. Projekbestuurder Merlin van der Rede het die week ingeskakel om ons meer te vertel oor wat gaste kan verwag. Baie dankie dat jy by ons aansluit. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid, Elsa. Soos jy tereg gesê het, is dit 'n jaarlikse instelling waar die Taalraad in samewerking met die ATKV, die Dameskring en Atterbury Trust inspirerende vroue wat in Afrikaans werk bymekaar bring om hulle stories hoorbaar te maak.
Jy weet, die Vrouedag gaan nie net oor die viering van vroue nie, dit gaan ook daaroor om gesprekke te voer, wat ander kan inspireer, bemagtig en mense aanmoedig om ook hulle eie potensiaal raak te sien. So ons hoop dat elke persoon wat die geleentheid gaan bywoon, sal besef dat elke stem saak maak en dat ons saam 'n verskil kan maak. Wat sê jy sê maak hierdie paneelgesprek anders as 'n gewone Vrouedagviering? Soms vergeet ons die groot invloed wat vroue het in hul huise, in hul gemeenskappe. Jy weet byvoorbeeld, watter taal praat 'n mamma met haar pasgebore baba? Dis 'n besluit wat sy neem. 'n Volgende besluit is, in watter taal gaan ek my kind laat skool gaan? Jy weet, ons is Afrikaans tuis, maar watter besluit gaan ek nou in watter skool gaan ek my kind sit? So dit is alles 'n invloed wat 'n vrou kan uitoefen en elke vrou het 'n vermoë om 'n positiewe verskil en 'n verandering te bring. En dan begin dit soms net in die huis. So dit is daai tipe gesprekke wat ons wil hê en dat vroue moet saamgesels. So na die paneelgesprek by elke paneellid dan sy storie deel, gaan vroue 'n geleentheid kry om vrae te vra. En na die gesprek is daar 'n netwerkgeleentheid waar almal bymekaar kan kom om 'n bietjie te gesels en idees uit te ruil. So jy weet, ons wil hê dat mense nie net geïnspireerd huis toe moet gaan nie, maar hulle moet ook bemagtig voel om dan hul stem te gebruik en dan 'n verskil te maak waar hulle ook al mag wees. So in 'n neutedop, waarom sou jy sê behoort ons kykers hierdie geleentheid by te woon? En wat hoop die Taalraad? Jy weet, sal die mense dan huis toe neem? Jy het nou verwys na inspirasie, maar is daar iets anders wat jy spesifiek wil uitsonder? Ja. Kijk, ons by die Taalraad is eintlik ons doel om gesprekke te fasiliteer. En ons moet temas gebruik wat regtig jy weet, mense kan prikkel en om met nuwe idees vorendag te kom of gedagtes uit te ruil oor spesifieke goed. So dis 'n geleentheid wat vroue miskien as hulle vrae het of worstel met, soos ek vroeër genoem het, as hulle worstel met, jy weet, is daar nog 'n toekoms? Hoekom moet my kind Afrikaans praat? Dis spesifiek dit, want ons gaan paneellede uit verskillende sfere van die samelewing het ons daar wat kan praat oor hulle spesifieke werksomstandighede en hoe hulle nog taal gebruik. Daar's 'n professor van Universiteit van Johannesburg en sy praat oor hoe Afrikaans 'n hoeksteen vorm in haar akademiese wêreld en hoe sy Afrikaans kon gebruik, jy weet, in 'n meertalige omgewing. En waar kan ons kykerskaartjies in die hande kry? Dis gratis. Ons het 'n aanlyn skakel wat mense kan registreer, maar as hulle op die stadium nou nog nie die skakel gekry het, hulle kan ons Facebookblad volg, Afrikaanse Taalraad se Facebookblad, of hulle moet maar net opdaag, want soos ek sê, dis 'n gratis event, as ek dit so kan stel. So ons nooi almal hartlik uit om dit by te woon. Bly net waar julle is, ons is nou weer terug. Ons het die week 'n unieke manier om te ontspan verken. Klankterapie word al hoe meer gewild na mate meer mense ontdek hoe vibrasies en verskillende klanke kan help om die gees en liggaam te kalmeer. Die stigter en uitvoerende hoof van Just Be Studios, Shesni Naidu, was hier om vir ons 'n eerstehandse kykie te gee na hoe klankterapie presies werk en hoe dit kan help om 'n bietjie meer balans in ons lewens te bring. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Well, thank you so much for having me today. And it's such an honor to, sit down on the floor with you for this specific interview. I'm looking forward to find out a bit more. But for those who are maybe not that familiar, what exactly is sound therapy? So, well, thank you so much for having me on the show today. So, sound therapy is a very intentional sound that gets used, creating frequencies and vibrations so that it can calm our mind and our body. So with these, you have different instruments that helps intentionally set sound
literally it does is that it provides support to the mind and the body and creating this restful, restoring reset in the body. And if you bring all of these acoustics together, they basically bring harmony back into the body again. And it resets the mind, it resets the body, and helps the nervous system to actually cope. It sounds amazing. But there are so many different wellness practices available today. So what would you say makes sound therapy different? That is so true and a very good question. So sound, before there was words in the universe, there was sound, right? And sound has always been there. So even when we are speaking, we are creating vibrations and we're creating frequencies, right? Sound itself, with the wellness programs, and there's some great programs in South Africa. Sound itself, people are wanting to, some people are wanting to meditate, but some people do not know how to slow down and bring themselves to a space of comfort, relaxation, and just to stop. Yes. Sound helps you to go back into your body again. So let's be honest, right? Everyone is in their minds and they don't know how to get out of their minds. Some people call it the monkey mind. Some people are very distracted as well with everyday activities and in the rat race that we are. Sound helps you to pause, to reset, to come back into your body, to feel the body again. And a lot of people are not in their bodies. Yeah. So they are not present, if I can put Yes. it that way. They're not, yes. Okay, but so is there any preparation that one should do before they attend a sound therapy session? And what does a sound therapy session entail? So there is absolutely no preparation and no experience needed. Okay. Right? So sound therapy, you can have one-on-one therapy, or you can have a group setting of people that come through. And people will have their yoga mats, they would lay down, and basically you just lay there and just experience, and most importantly, embody the vibrations and frequencies that get created for you on that. So it helps people to kind of like feel versus think. Now, you are here to give us a little bit of a short demonstration Yes. today. Before we get to that, I would just like to ask you, what should we pay attention to? So get out of your mind and think, feel, just feel. Your body will start feeling, you will have certain sensations. Some people will say goosebumps as well. So just feel the body. Feel the muscles relaxing. Feel the jaw relaxing and not clenching, and your arms not tight but open. So the body becomes, and the muscles become loose, and it becomes tranquil. That's it. Now, you've also brought some instruments today. I So did. just tell us a bit more about the bowls. Okay. So these are traditional bowls, Yes. and all of my instruments, I come from all the places I travel to. Okay. These are from Nepal, and as you can see, they are definitely ancient bowls that has been brought. But if you have a look at each of the bowls, they don't sound the same. So these bowls have different, when we talk about frequency, we talk about hertz. So Yes. it sends through different hertz through the bodies, right? And these vibrations harmonize and they speak to the energy centers of the body. And that is why the muscles then start contracting and then start relaxing. Because think about it as well. Our body is made up of 60 to 70% of water, right? If you look at water and if you have to put yourself into our body, vibrations speak to the body and it actually starts vibrating and it starts releasing everything. The nervous system starts connecting again, which is, it's a feeling that most people do not resonate with because every day we are on the go and we're not stopping. And I think it's something that you cannot explain to someone. I mean,
It's quite strong. I Yes. felt it when you did Yes. that a little bit of a demonstration, but I think we should do a session now, a Okay. short session. All right. So, yes, All right. tell me what I should do, Okay. if I should sit in a Yeah. particular way. You can sit however you want to. Okay. All right. Have your hands and just place them on Okay. and just close your eyes. And I'm going to take you through breathing as well. All Okay. right. All All right. right. So take in a deep breath for me through your nose and out through the nose. One more time. And again. And just allow yourself to deepen, to relax. Relax the jaws, the mind. Listen to the feeling, the sensations that may come up. And as you feel the vibrations and the harmony, notice your body. Breathe naturally. Just allow the frequencies to run through the body. Taking a deep breath for me. And when you're ready, you may open your eyes. Wow, that's amazing. I mean, I feel so relaxed. Can we just stay here? I mean, let them continue with the show. I think so, right? I think we can just sit here. No, it's truly remarkable. Thank you so much for joining us this morning and for giving this demonstration. And I'm sure that the whole team is going to attend one of the sessions. That would be Yes. great as well. Please do. You're welcome. Thank you so much for today. I appreciate it. And I just hope that people understand that, you know, to get away from life, you know, the kids, the home, even work, and just take a reset and take a moment. These sessions are anything between 30 minutes to 45 minutes. And, you know, it's nothing of your day. Absolutely. Well, thank you so much. Thank you again. so much. Bly ingeskakel want net hierna gesels Arnold met die blink nuwe talent in ons nasionale onder 19 cricketspan, JJ Basson. My naam is Maggie Troski. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Daar is 'n nuwe energie in ons nasionale onder 19 cricketspan. En die manier hoe hierdie jong manne tans die veld oorheers is iets om te aanskou. Te midde van hierdie spanpoging het een jong man uitgestyg. JJ Basson het die cricketwêreld met 'n massiewe 10-paaltjie vertoning laat regop sit. JJ, wonderlik om jou saam met ons te hê en baie welkom. Julle het 'n wonderlike toets al twee toetse teen Engeland gehad. Vertel vir ons eerstens hoe dit was om uit te stap met die Protea op die bors. Ja, dis 'n baie groot eer. Ek dink om jou land te verteenwoordig en ja, jy's amper 'n bietjie nervus wanneer jy daar uitstap want jy weet jy gaan nou iets baie spesiaals doen, maar dit was ongelooflik lekker. En hoe het jy jou senuwees onder beheer gehad? Ag, ek dink ek het maar net lekker diep asem gehaal. Ek net myself herinner is maar 'n game en ek geniet dit en ag, ek speel maar saam met my vriende buite, so ek het maar 'n bietjie die senuwees bietjie minder gemaak. Wie het eerste cricketbal in jou hand gesit en hoe het dit van daar af gegaan? Dit was definitief my pa. Ja. Ek kan onthou ons het vele
middag na werk het ons in die tuin cricket gespeel. En ek dink in graad 2 in die laerskool het ek dit eers begin speel saam met die laerskoolspan en van daar af het ek net verlief geraak op die sport. En wanneer het jy besef jy het 'n talent hiervoor? Jo, ek dink ek sal sê in my graad 8 jaar, so in die hoërskool sit maar alles vir in perspektief en ek dink ek het toe besef hoor ek kan regtig baie ver gaan met hierdie as ek hard werk so. En waaraan het jy eers gewerk? Definitief bowling. Ek het dit baie daarvan gehou. So dit was 'n groot passie van my en ek het hard daaraan gewerk en seker maar oor die jare het dit maar my main skill geword. Is daar 'n bowler wat jy nou opkyk wat jy dink, ek wil doen wat hy doen? Definitief Mitchell Starc van Australië. Hy is my rolmodel wanneer dit by cricket kom. Ek hou daarvan om YouTube video's oor sy masterclasses en daai goed te kyk en ek sal graag eendag 'n IPL toernooi wil speel waar hy nog betrokke is as 'n spanmaat, as 'n opponent, maar ek sal baie graag daarvan hou. Ek is seker jy gaan beslis daar uitkom, geen twyfel daaraan nie. Om vinnig te bal is 'n kuns, nie waar nie. Waaraan dink jy as jy regtig vinniger wil bal, want elke bal probeer 'n bowler so vinnig as moontlik bal of al dan nie. Wissel jy af? Nee, om vinnig te bal, jy probeer maar altyd vinnig bal, maar ek probeer nie te veel daaraan te dink nie. Ek probeer my bowling nie oorkompliseer nie. Ek sê net vir myself, hou dit eenvoudig, energie, en net geniet dit. En dan gebeur alles maar van self, want dan weet ek is myself en dan bou ek op my lekkerste. Jou 7 vir 77 is heel duidelik 'n baie spesiale syfer en dis nie iets wat baie mense sommer maklik kan doen nie. Wat het dit jou laat dink aan waar jy dinge kan heen neem? Staan kop Proteas toe uiteindelik? Ja, dit was 'n baie spesiale ek dink dag vir my en ek het regtig gedink dat ek definitief dit het om dit te maak in die sport en nogals hoog op te gaan. So ek sien uit om te sien wat die toekoms in het en ja, kan nie wag nie. Ek sou aanneem die afrigtingspan het planne gemaak met die kolwers wat jy voor moes bal. Hoe werk mens aan daai planne en hoe onthou mens op die veld wat die afrigters sê? Byvoorbeeld die ou het 'n probleem want hy hang sy kolf uit en ons kan hom in die glippe laat vang, daai tipe van ding. Hoe dit uitgewerk vir julle? Ons het maar spanvergaderings waar ons almal sit en die Engelse span en ons opponente gewoonlik maar half analiseer en notas maak en dit help omdat ons 11 ouens op die span is, onthou almal ietsiekie anders en dan wanneer in daardie oomblikke is waar jy dalk bietjie vergeetagtig is, dan is dit altyd lekker om 'n spanmaat te hê wat op jou skouer tik en vir jou sê onthou net hierdie, hy hang sy kolf, hierdie is die channel wat ons wil bal, so ja. Julle kry nie op julle ouderdom baie kans om soveel tyd in die veld te spandeer nie. Altoe hierdie toetse was 4-dag toetse. Hoe voel jy teenoor die korter spel, die eendagspel en langer spel, die 4 dae? Ja. Dit is definitief baie langer, ek kan dit voel. Jy voel dit half na die game in jou lyf, maar dit was baie lekker. Ek het dit baie geniet. Ek dink dit was vir my lekkerder om die lang formaat te speel. Dit gee meer tyd om 'n batsman uit te werk. Dit vat half die game terug na sy oorspronklike weergawe toe en dit maak dit eintlik 10 keer lekkerder om te speel. Met toetskriket is mens maar eintlik waaroor dit gaan, want dis skaak op hoë spoed nie waar nie. Ja, 100% en ek dink dis 'n droom vir myself en ek dink baie ander cricketspelers om toetskriket eendag vir hulle land te speel. Natuurlik ja. As mens kyk na die toestande in Engeland, hoe het dit jou balwerk verander teenoor wat ons hier in Suid-Afrika het wat toestande aanbetref? Natuurlik lewenswyd verskil. Ja, ek dink ons het baie goeie voorbereiding gehad voor die tyd. Ek dink ons was 'n week voor ons eerste wedstryd al in Engeland en ons het half probeer aanpas by die verskillende kondisies. Ek dink Engelse kondisies werk maar altyd lekkerder saam vir 'n bowler met hoe hulle weer en klimaat en omstandighede uitwerk. So dit was maar eintlik lekker om aan te pas, maklik om aan te pas, so en ek dink ons het dit nogals goed gedoen. As jy na jouself terugkyk nou en jy dink aan voor die toets teenoor na die toetsreeks, is daar nou meer druk op jou? En hoe voel jy? Hoe hanteer mens daai tipe van druk? Want nou was daar 'n groot vertoning. Nou ewe skielik is daar verkykers wat kyk, nie waar nie? Kyk, ek dink daar's altyd maar druk op jou wanneer jy jou land verteenwoordig en as jy terugkom na dit goed doen. Maar vir my, ek dink ek gaan nie te veel aandag gee aan wat buite myself en buite die span aangaan nie, maar probeer fokus op wat ek kan doen. Ek gaan altyd kyk om weer goed te doen, maar as ek net kan beheer wat ek kan beheer, dan
sal ek my bes te gee en dan van daar af kyk ons wat gaan gebeur. Is jy een van daai vinnige bowlers wat inkom aan die einde van 'n golfbeurt en as jou span jou nodig het in laat waai, of is jy 'n ou wat jouself so bietjie kan terughou? Nee, ek hou daarvan om 'n bietjie hande te gooi wanneer ek daar inkom, maar dit hang maar altyd af van wat die span nodig het en dan probeer ek maar my beste met die golf. En is daar plekke waar jy nog kan verbeter met die golf en hoe gaan mense te werk om dit reg te kry vir 'n vinnige bowler? Ja, kyk, daar's definitief plekke by my golfwerk wat ek moet kan verbeter. En dis maar net altyd bietjie batting tyd kry as jy klub cricket speel of in die nette, net saam met die coaches werk, die mense wat weet en net van hulle idees kry en dan dit al implement in jou game. Wat is volgende vir die onder 19 span en waar staan jou kop wat dit aanbetref? So vir my, ek's nou klaar met onder 19 cricket, dit was nou my laaste toer, so ek's baie happy om dit al so goed af te eindig. Natuurlik. Die span gaan nou begin fokus op die volgende onder 19 wêreldbeker, die nuwe groep jong ouens inbring en hulle ontwikkel. Vir myself, ek gaan nou half in die professionele setup in beweeg en bietjie cricket saam met ons domestic span speel en ek sal graag al van nou my naam nou te begin groei in die professionele wêreld en soveel as moontlik te leer van die mense wat dit nou al baie langer as ek doen. Jy skryf matriek eksamens op die oomblik en hoe gaan dit daarmee? Net so terloops. So ek het nou nie baie skool gedink vandat ons nou weg is nie, maar ja, ek sal nou probeer seker nou maar bietjie meer op die akademie fokus en dan net seker maak ek kom daarom matriek goed deur. Waar gaan jy speel? Beroepskriket speel? Ek sal al van nou daar by die Leeuste bly nou in Johannesburg, maar op die oomblik waar ook al die talent raak gesien word, maar ek sal al van nou vir die Leeuste jong. En is dit moeilik of maklik om by 'n professionele span, 'n beroepspan in te kom in jou situasie? Ek dink dit is so 'n bietjie moeilik, jy weet, want jy speel teen ouens wat nou al 20, 30 jaar, nee 30 jaar, nie 15, 20 jaar se experience agter hulle naam het, so daar's baie harde werk wat agter die scenes moet ingaan as jy 'n geleentheid wil kry in sulke goeie spanne, maar ek's up for the challenge, so ek gaan my bes doen en dan kyk ons wat gaan dit van daar af. Ons is baie trots op jou en natuurlik op die hele onder 19 span. Baie dankie vir jou tyd. En as jy daai eerste beroepsbuiging maak, kan ons nie wag om jou hier te kry nie. Ons baie dankie. Bly waar jy is, ons is nou weer terug. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Hallo julle, ek is Lisa Nel en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Na optredes op groot verhoë soos America's Got Talent en die FIFA Wêreldbeker 2026 keer die Mzansi Youth Choir terug na die Soweto Theater met hulle nuwe produksie Mzansi Unbound. Hulle het vir ons 'n voorsmaakie daarvan kom gee, waarna Simpiwe Nkosi en Zoe Gulwa by ons aangesluit het om meer te vertel. Hier is die Mzansi Youth Choir. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for being here. Thank you for having us. And it's such an opportunity or a privilege for me and an honor for me to have this opportunity to be able to speak to you guys this morning. But I would like to start with the fun stuff. What is the best part of being part of a choir and this specific choir?
For me, I must say it is being on world stages and experiencing a life that I never thought I'd experience. Also, I think it's just experiencing the love that I experienced in Mzansi Youth Choir. So I guess that's my highlight. And for you? I think the biggest thing for me is the sense of family that we have in the choir. We create bonds and we are brothers and sisters. We have our fathers that are always there supporting us and guiding us. So that is just the biggest thing for me. And how did the two of you first get involved with the Mzansi Youth Choir? So we have auditions every year. And for me, my audition was 7 years ago. And for her, it was 4 years ago. Yeah. So after that, you do your best at the audition. And yeah, you just wait for the call. And was singing a part of your lives from a very young age? Yes. With me, I started back in school. Yes. I was part of a choir. I guess I got picked out and I was just like, okay, so since there's something called Mzansi Youth Choir, let me go audition. And I guess that's how I've discovered. Yeah. And for me as well, same. I was told by my teacher in primary school that I might have a voice and I should take it seriously. And from that time, I joined choirs in school, choir at church, children's choir, and it put me here. Yeah, it put me here. Now, being part of a choir is so much more than just singing. I mean, you've referred to the bonds and everything and the fact that you are more like a family. But I would also like to ask you, how do you think the Mzansi Youth Choir shaped you on a personal level? So let's start with you. Okay. So with me, being in the Mzansi Youth Choir has shaped me to be who I am today. Specifically, I didn't just learn music and choreo, but I learned values. I learned more about timekeeping, because if you're not at your pickup at the right time, the bus might leave you, you know. And I learned so much about what family is, you know, and how to embrace other people and take out the spirit of Ubuntu, which is I am because you are, and just show love and care for each and every one of or people that you see alongside. Yeah. I think it's the same for me as well. But just to add, for me, it gave me my confidence because I was very shy. And my mom is always surprised that, oh, this is you. Look at you today. You are doing interviews and you speak so well. It gave me my confidence and it opened doors for me that I never thought I would see about myself, like being a leader or being in the front or holding a mic and singing a solo. So those are things that I never thought I could do. All right. Now, Mzansi Unbound at the Soweto Theatre. Tell us more. Oh, yes. So it's an exciting show. It's a show that, you know what, no one should miss out. We are going to be celebrating South Africa's music and world music also, singing classics like Bohemian Rhapsody. Wow. And going into Maskandi and going into traditional music, pop music also. So it is just a show filled with so much versatility. And we would like people to see that we are a choir that can do anything. So people shouldn't miss out. Where can we find more information? You can get more information on our website, Mzansi Youth Choir on Instagram, Facebook, Mzansi Youth Choir, and then you can get our tickets on web tickets. The show will be on the 7th and 8th of August, well, next month. And our tickets run at 200 Rand. Yes. Okay, well, that sounds very good. Now, just before we end this interview, I would quickly like to ask you, I mean, you've referred to the world stages. Is there one specific performance that stood out? Yes, definitely. FIFA. I think that is an artist's dream
to perform, whether the national anthem or their own song. I think it's one of the biggest stages in the world because billions and billions of people are actually watching. So that was one of the biggest stages, I think, of the Mzansi Youth Choir and the biggest highlight we've had after AGT. And it just shows that there's greater heights for this choir, and it's things that we never thought we would reach, but by God's grace, we keep moving and we keep pushing. So we are just very grateful. Well, I'm a bit selfish, so I'm going to ask you to take your places in that side and give us a little bit more. So you can take your places in while I say goodbye. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Dit is dan al van ons kant af and you guys can start as soon as you are ready. Maar ons sien julle môre weer. Oh, Tina Mzansi, Sizobalanda, Babizeni, Mabezenga, oh, Tina Mzansi, Senzanje. Ons kyk net hierna na ons gesprek met Rian Benari. So jy wil nie weggaan nie. Sien jou nou weer. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Rian Benari het onlangs met ons gesels oor sy splinternuwe treffer, Lof. Kom ons kyk wat hy alles te sê gehad het en hoe lekker ons gekuier het. En sy hou my vas en sy wil my keer en sy laat my los en sy deel my seer. Ek het jou nooit weggewens nie. Ek het jou nooit weggewens nie. En jy dra my deur en jy speel 'n gevoel en jy gee my al en jy's vir my bedoel. Ek het jou nooit weggewens nie. Ek het jou nooit weggewens nie. Bring haar nog, bring haar nog. Ek bring haar nog want ek lief haar. Sing haar lof, sing haar lof. Ek sing haar lof want ek lief haar. En sy jag my aan en sy gee my tyd en sy deel haar woe en sy steel my kyk. Ek het jou nooit weggewens nie. Ek het jou nooit weggewens nie. En jy praat te veel en jy ruk aan my hart en jy dop my om en jy wil alles vat. Ek het jou nooit weggewens nie. Ek het jou nooit weggewens nie. Bring haar nog, bring haar nog. Ek bring haar nog want ek lief haar. Sing haar lof, sing haar lof. Ek sing haar lof want ek lief haar. Dis natuurlik Goeiemôre, Good Morning en ons heerlike stukkie musiek wat ons met jou deel vanmôre. Skraakvars en splinternuut was dit Rian Benari se Lof. Well done, baie 'n geluk. bietjie lof daar. Dankie my Ja. vriend, waardeer. Dis nou baie nice van jou en ek is so bly jy het nie weggehardloop nadat ons nou vanoggend eers die oggendpraatjies met jou gedeel het. Nee, ek is bly julle het nie weggehardloop nie, my gaste, jy weet. Hoorie my vriend, maar baie geluk met 'n lekker liedjie wat eintlik die lof besing wat 'n ou as liefde teenoor jou maat, teenoor jou vrou en so moet baie dankie. beskryf. Ja, dit was vir my was my een interessante skryfsessie hier. Ek het hierdie liedjie jy sal weet party songs kom maklik en party liedjies kom moeilik. Hierdie een was bietjie makliker want ek het
ek het gesit en dink oor 'n spesifieke ding in die sin van jou vrou sal jou partykeer vra like hoe voel jy regtig oor my, maar mense sal nooit weet hoe jy regtig oor hulle voel nie, want hulle moet afwesig wees vir jou om jou hart regtig te praat. En ek dink dit is nogal die interessante ding soos van hierdie liedjie is net soos ons maak grappe die hele tyd. Jy weet wat doen jy as jou vrou se geld klaar is? Jy bring haar nog, jy weet. Maar die hele ding agter dit vir my was net soos om te sê hierdie is eintlik wat ek vir my vrou sou wou sê of jou maat sou wou sê is like ek bring jou nog en ek sing jou lof en jy sal dit nie weet nie. Ja. Daar's net dit is net iets wat jy nie kan weet nie, want dit moet gebeur in jou afwesigheid. En soos wat jy nou maar met hom gesit en bietjie gestoei het en goeters, het hy lekker gevorm en het jy sekerlik ook 'n oomblik gekry wat jy gesê het, hier is hy. Dis hy. Ja, ek moet sê dit is dis 'n interessante liedjie in die sin van toe ek hom net klaar geskryf het ek glad nie idee gehad van hoe ek oor hom voel nie, maar hoe meer ek die liedjie geluister het en aan hom gewerk het, het op my gegroei en toe besef ek daar's iets daaraan. Ook 'n interessante ding is as ek dit vir mense een keer gespeel het, kon hulle die koor onthou. Ja. Altyd vir my baie goeie verseker teken is, ja. En jou vrou was sy toe nou baie meer impressed as met ander songs. Ek het al 'n paar liedjies oor Melissa geskryf Ja. en ek dink sy glo my tot vandag toe nog dit is die waarheid nie, maar sy sal nie weet nie want dit moet in haar afwesigheid Ja, gebeur, ja. jy weet. Maar ek dink sy's besig om dit uit te figure en die liedjie praat ek maar net van daar's baie tension in enige verhouding en dis partykeer goed en dis partykeer sleg en dit alles moet deel wees van 'n verhouding om dit interessant te maak en ons sal nie groei nie en ons sal nie beter mense word as dit nie is vir jou maat wat dit van jou verwag nie en jy wat dit van jouself verwag nie en jy wat dit van jou maat verwag nie. So is alles 'n journey. Ek sit vanoggend en ek dink nou weer ek en Melissa het byvoorbeeld vanoggend 'n klein uitvalletjie gehad. Niks is perfek nie. Ja. Jy weet en ek dink die geheim agter dit alles is om die groter prentjie te probeer sien en nie vas te kyk in die moeilike goed die hele tyd nie, jy weet. Die musiekvideo pas vir my ook so perfek by die liedjie. Ek meen hy het aanvanklik ook net so lekker begin, eenvoudig, eg, soos wat die liedjie is. Wel, ek dink wat vir my lekker was van die musiekvideo is om my twee bendelede saam met my te hê. Daar's Leon Jansen van Rensburg en Leroy Sauls. Ons kom nou al amper 6 jaar saam wat ons saam toer en ons al drie is getroud, so dit was vir my so lekker. Ons klankman Brandon Oret was nou nie in die musiekvideo nie, want hy's nooit op stage saam met ons nie, maar dit was so lekker om die 3 getroude manne op hierdie musiekvideo te hê. En ek dink ons almal het so 'n halfe idee waarvan ek sing daarso. So. Dis ook daarom 'n lekker ding dat jy praat van die bende, jy weet, hoe ou as 'n band en as ouens ook saam groei van waar dit was in die drome wat jy het om te rock and roll en hoe dit eventually doen, maar ou groter word en dan saam dit ook net so lekker kan geniet. Ja, ek moet vir jou sê een van die grootste vreugdes wat ek het is om van die begin van my loopbaan toe spontaan uitgekom het vir Leon en vir Leroy saam met my op die pad te hê. En Brandon ook, my klankman. Ons is 4 mans wat nou al vir amper 6 jaar saam travel. En dit is so lekker want dit is lankal nie meer net mense saam wie ek werk nie, is my familie. Ek sien hulle partykeer meer as my eie gesin. Ja, nee, dis verseker. Maar nou sit ek ook en dink net, dink net die stories wat ouens soos Bon Jovi en U2 en goeders kan vertel, want hulle is ook ouens wat as jong tieners saam gaan werk het en vandag is hulle ook al. Ek dink hulle stories is aansienlik meer diep want ek dink natuurlik met hoe langer jy tyd saam spandeer op die pad en saam met jou familie werk, hoe meer ingewikkeld raak het om by mekaar te bly. Ek dink en dit is 'n mooi ding as 'n mens dit kan uitfigure hoe om saam te bly. Is hierdie deel van 'n EP of is dit net maar ook een van die songs en dan oor 'n maand of 3 of 'n week of 6? Ek dink nie EP's gaan meer rarig 'n ding wees nie. Dit raak nou baie ingewikkeld om groter stukke werk uit te sit. Tensy jy alles bemark kry, maar dit sal klaar 'n werkie om een liedjie te bemark. So ja, nee, dis een stukkie musiek en daar's nog heelwat wat lê en wag vir die res van die jaar. So
Dis wat ek wou hoor. Dis wat ek wou hoor. Maar baie dankie dat jy lof met ons kom deel het en man, ek weet sommer hy gaan goed vervang word. Natuurlik die afgelope Vrydag is hy al vrygestel. So hou ons op hoogte as ek jou weer raakloop aan. Sit ons om 'n koppietjie koffietjie. En dit is dan al vir hierdie week. Ons sien julle weer Maandag. Lekker naweek. Hi, ek's JD Mars en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hallo, my naam is Maggie Troski. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Good morning. Hey guys, it's Ayrton en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo julle, ek is Lisa Nel en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning.